dingetjie uit daarso. En dan moet ek double klik as hy. Okay, nee, hy is nou reg. Dankie hoor, ek waardeer dit. Ek gaan dit onthou. Okay julle, ons is weer aanlyn. Ons gou kan sien wat hier aangaan. Right. Ek gaan saam met julle net gou kyk het ons gou daai poelie gou inteken in hierdie aansig. So is belangrik dat ons dit gou klaar maak. Yes. Kan ja. Sy mag vir die kaartjie by haar. Ja, ek kan maar gou vat, dis alright. Okay julle. Okay, om vir jouself tyd te spaar. Kyk gou mooi. Belangrik, daai lyntjie daarso, moet ons net gou na kyk. Hier gaan mos nou 'n bout van die kant af inkom. Ons het gister oor die grapskroe gepraat, oor daai skroefie wat daar ingaan. En ons het vir julle verduidelik wat sy groot is. Onthou ook dat alle lyne wat nou in die middel van hierdie ding lê, moet ons uithaal. Ons moet nou daai asie inteken. As die as in is, dan moet ons nog die katrol ook in posisie gaan teken. So ek gaan gou die asie inteken. En hier moet ons nog hatching op insit. Hier's 'n gat in die onderkant. En as ek mooi kyk hierso, gaan julle sien, hierso is 'n hidden line wat reg deurloop. En daai hidden line op met daai gaatjie daar aan daai kant. So as jy daai deurtrek, en jy trek daai lyntjie deur, dan gaan julle sien, daar's 'n gaatjie daar. So dit sê vir my daai gat gaan reg deur. Hoekom is dit belangrik? Want in die snit beteken dit jy gaan daai sirkeltjie daai hê. Daai lyntjie gaan wegval. Jy gaan net die buitelyn hou. Daai stukkie gaan wegval, want ek sny dit mos nou deur. Al die hidden lines raak solid. En daai triangulasie of daai versterkingkie daar moet daar in wees. En interessant, terwyl ons op die topic is, hoekom sit ons 'n web in? Kyk gou hierso. Hierdie 3D printe pad het nou die dag letterlik net geval op die grond. En kyk wat het gebeur. Okay, hy het afgebreek. Hoekom? Want hier was nie 'n versterking in. En dis die rede hoekom ons daai webbe insit, is om daai versterking daar te kry, nê? Sodat julle net verstaan, hoekom is daai ding, hoekom moet hy daar wees. Goed, kom ons doen gou vinnig daai gaatjie. Nou hoe ek dit gaan doen, is ek gaan hierdie bestaande, daar so 'n lyntjie, 'n senterlyn in die middel, en ek moet dan nou vir myself die helfte hier kry, dis 8,5 mm van bo af. So is 5, 6, 7, 8, 8,5. So hier gaan ek vir myself 'n senterlyntjie trek. Hierdie lykie vir my heeltemal 17 nie. Kom ons kyk gou. Ja, hy is 17. Ek is 'n bietjie uit hier. 5, 6, 7, 8, 8,5 gaan omtrent daar sit. My senterlyntjie daar intrek. Okay. En dan moet ek hierso in die middel moet daai gaatjie sit en hy is van die kant af. Sê hulle nie vir ons nie, maar dit lyk soos in die middel van die deel, so dit is dis 'n plesier. Daar is 10, 14, wat is daai buite? Hy 16 mm, so dit gaan wees 8 mm. 5, 6, 7, 8. Daar sou nog 'n senterlyntjie insit. Okay, en nou moet ek vir my 'n sirkeltjie daar gaan teken. Nou, hier's waar ek my sirkelstensel sal gebruik. Daai ding is, daai sirkel het 'n diameter van 10 lyk dit vir my. So ek gaan soek hier op my sirkelstensel vir die diameter 10 sirkel. Dit is hierdie enetjie. En ek gaan hom opline. Dis belangrik dat jy daai kruisie daar het. Maak seker die line hom mooi op. So kyk of hy daar op die plek is, daar. En dan nou hierso en daar. En daar so is hy. Teken hom in posisie. Okay. Dan wat moet gebeur verder hierso? Hy lyk actually vir my 'n bietjie laag afgeteken as ek so kyk. Net gou kyk.
Okay, is dalk 'n millimeter of so te laag, maar ek gaan hom nou net so los. Gister het ek begin met hierdie hatching, so gaan dit net klaar maak. Dieselfde hatching wat ek bo gebruik het, onthou dis dieselfde part, so dan moet my hatching in dieselfde rigting loop. Ek gaan sommer net vir myself weer 'n lyntjie gou hier intrek. Dit lyk omtrent soos hierdie afstand wat daar is. En dan gaan sommer hier begin in hierdie hoekie. Dis nou 'n bietjie klein, maar ons moet dit maar so doen. Selfde rigting, trek hom, skuif hom daar so regdeur. En ek kan dit gou insit. Hou maar vir jou koutjie byderhand in die eksamen en dan kan jy dit net vir jou so intrek op die wyte wat jy dit wil hê. Weet nie in te skraap op jou driehoek nie. Onthou van daai web wat daar so sit, hy word nie gehatch nie. Right, daai stukkie het ons klaar gehatch, daai en daai se hatching moet net presies dieselfde wees. So deur hom gesny, ons het nie die web gesny nie, ons het daai gaatjie daar gelos. En hier's een fout wat ek gemaak het. Wat is die fout wat ek gemaak het? Help my gou uit. Wat het ons gemis? Wat het ek gemis? Nie julle nie, wat het ek gemis? Gaan daai ding gehatch word tot daar? Ja, sê gou vir my. Hy gaan nie daar gehatch word nie, hoekom nie? Want as julle gaan kyk, ons snit, dankie, ek gaan hom nie kan uitgee nie, ek gaan hom met die pen geteken. So, daai stukkie daar, word nie raak gesny nie. Kyk gou na my snit. My snylyn loop daardeur. Hierso. So deur, nê? So dit beteken, jy sny glad nie daai deel raak nie. Jy sny hierdie stukkie weg en daai deel bly oor. So daai stukkie moet glad nie gehatch word nie. So hier het ek 'n foutjie begaan. So ek gaan dit gou moet uithaal. Weereens ek doen dit net in pen. Net vir duidelikheid dat jy kan onderskei tussen die parte, maar ons teken nooit in pen nie. As jy in pen teken, gaan hulle dit nie merk einde van die jaar nie. Okay. So daar so is hy. Dis hoe hy gaan lyk. So daai deeltjie word glad nie gesny nie. Ek gaan net daai gou regmaak. Maak gou seker julle sien hom soos wat hy lyk daarso. Goed. Ons gaan so 'n bietjie nader. Goed, nou wil ek gou daai deel inteken. So ek gaan 'n bietjie inzoom hierso. Op daai asgedeelte daarso, dat ons gaan mooi kyk hoe om dit te doen. Nou daai asie wat hier inkom, dit is 'n diameter van 32. So dis 16 op en 16 af. Die as sal ek in potlood teken. So 16 op en 16 af, daar's 10, 15, 16 boontoe, 10, 15, 16 ondertoe. Alright. En sy dikte daarso is 4 mm. Alright. Ons teken gou daai enetjie in. Nou sê gou vir my weer, word daai as gesny, ja of nee? Ek hoor niks. Wie sê ja, wie sê nee? Gaan die as gesny word? Dis gedeeltelik reg.
Hy word nie gesny nie, behalwe vir daai deel waar die detail in is, nê. Hoe weet ek wanneer moet ek daai gedeeltelike arsering insit? When must I add the part section? When there's hidden detail on the shaft. Enigiets, 'n gat, skroefdraad, enigietsie wat jy daar het wat nie dadelik sigbaar is nie, nê. Right. So daarso is die kop van die ding, hy gaan nie deur. Sy lengte is 82 van daar af. Kom ons meet dit gou af. Ek begin nie by 0 nie, ek begin by 1 cm of by 10 mm, dis kom ek 92 hier afmeet. Dis waar hy gaan stop. Nou kom ons kyk of julle dit kan onthou. Daai lyntjie in die middel moet ons nou deurbring op die as. Hier's gewoonlik baie foute hierso. In die eksamen, so ek wil hê jy moet gaan mooi kyk. Trek daai as heeltemal deur hierso. Goed, daar's my as aan die voorpunt. Net seker maak of hy hierbo reg is, en moet hy 4 mil wees. Daar is hy bietjie skeef, net gaan regmaak. Goed, en daar kom die asie deur van onderaf, daar so goed. Nou, julle ken al die skroefdraad storie, as hierdie M24 is, M24, wat het ons gesê? M24, jy kan hierdie net oorprojekteer van hierdie aansig af, nê? Sien julle, daar sit die skroefdraad, daar en daar die begin, so jy kan, dis daai afkanting, so jy kan dit letterlik net oorprojekteer. Jy hoef dit nie weer te gaan uitwerk, jy kan, maar jy hoef nie, dit is klaar daar, so jy bring dit net oor. Ok, sê gou vir my, wat 'n angle moet daai, hoe groot moet daai voorste stukkie wees, hierdie deel? Wat is dit, 'n M? 24, so hoeveel is hierdie? Hoeveel gaan die deel wees? Julle, antwoord gou vir my. Kom ons het gehamer op hierdie goed. Wat weet ek daar? Wat 'n angle is die lyntjie wat ek nou trek? Hoeveel? 45, mooi, Hassani. 45 grade. Was dit nie jy nie? Geklink soos jy, wie was dit? Ok, julle kyk gou mooi. En skryf dit sommer in op jou notas. Daai hoekie is altyd 45 grade, nê? Daai stukkie bo en onder is altyd die M-waarde gedeel deur 10. Soos dit M24 is, 2,4 is werk op 2,5 mm, 2,5, nê? Die voorkant is presies dieselfde. So hierdie deel, daai deel en daai deel is presies dieselfde afmeting altyd. Nou gaan ek gou die skroefdraad inteken. Hy stop by 25. So kom ons kyk gou, waar is dit? Hier stop 25. Dit beteken dis waar jou skroefdraad eindig. En dan het jy twee watse lyne wat moet daar inkom. Die lyntjie gaan reguit deur. Dan gaan jy daai skroefdraad lyntjie hier deur trek. Hy kom net so deur, die 2,4. Hy kom maar deur, of 2,5 altans, daar is hy. Gaan net so daar deur, bo en onder is albei 2,4, net soos daar, is dieselfde. Die moer en die washer maak dit toe. En wat moet ek nou daar intrek? Wat 'n angle is daai lyne? Julle moenie wonder daaroor, julle moet dit weet. Teen die tyd. Wat 'n angle is die lyn? Wat 'n angle is die lyn? Mense, julle kan nie matriek wees en dit nie weet nie. Regtig, kyk gou. My graad 11 weet dit.
Check gou hierso. Daai hoekie is altyd 45. Wat is 45? Hierdie driehoek. Die 45 grade driehoek. OK? 45 grade daar, 45 grade daar. Daai gappie van die skroefdraad is altyd 0,1 maal met die m-waarde. As dit 'n M24 is daai 2,4, daai is 2,4, daai is 2,4. Watter angle gaan daai twee lyntjies hê? As die as horisontaal hê en ek so afmeet, gebruik ek my 30 grade driehoek. Nou lê hy met 'n horisontale lyn, lê hy 30 grade. As die as vertikaal gelê en jy het afgemeet vanaf 'n horisontale lyntjie soos dit, dan sou hy teen 60 grade gelê. OK? Ek bedoel, ekskuus, van 'n vertikale lyntjie af, dan sou jy hom 60 grade gedoen. Maar lê nou op 'n horisontale lyntjie so, dan gaan hy 30 grade daarmee wees, né? Jy moenie wonder oor die goed nie. Dit moet julle ken uit julle koppe uit. Alraai? Daai konstruksie moet jy los, want die ou wat dit merk wil sien hoe het jy daarby uitgekom. Alraai? So dis belangrik. Daai skroefdraad steek uit. Julle as jy hierdie goed reg kry, dis letterlik halfpunte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6,5 punte net vir daai lyntjies. Verstaan julle hoekom ons nie dit waarom ons dit altyd moet ken. Selfs met daai, né? Ek het julle gesê op die grapskroef, hoeveel punte is dit? Dis nie goed wat die kinders gewoonlik nie oor worry nie, want hulle dink dis nie baie punte nie. Maar dis juist waar die punte lê. Daarso, daai punt, daai lyntjie, daai en die hatching, dis alles punte. Nou hatching van die as, is 'n ekstra punt. So hierdie goed moet ons regkry. En julle weet julle wat? Elke graad 12 samestelling wat jy gaan doen, gaan 'n as hê. Hy gaan 'n grapskroef, 'n bout of 'n moer, 'n washer. Hy gaan die goed hê. So jy moet dit en 'n spy. Ons het nie hierdie keer nou 'n spy in nie, 'n key in nie, maar dis 'n standaard manier hoe al die goed lyk. Jy moet dit net ken, né? Goed, bussie het ons klaar gedoen. Hy's deurgesnou, onthou, die as maak alles toe wat agter hierdie ding lê, né? Goed, nou die laaste deel hierso is die teken van die katrol, van die pulley. Okay? Nou, al wat ek nou moet doen is, ek moet nou mooi gaan kyk wat ek reeds hierdie kant geteken het, en dan kan ek dit net oordra hierdie kant toe. En dan moet ek gaan kyk vir die wytes. Nou, ek wil maar gou kyk, ons het gesê, dis hoe die ding gaan lyk as ek hom deursny. Alright, en ek het klaar die middelste deeltjie, het ek klaar geteken daar lê hy. Maar nou moet ek hierdie ander dele kry, so kom ons kyk gou. Maak net gou sin van hierdie ding. Dis 45 mm van daai lyntjie af, tot en met waar hy eindig daar, so dis die eerste ding wat ek gaan doen. So van daar af moet hy 45 mm wees, daar is 45. En dit sommer aan die bokant ook gemeet. Goed, so trek my hierso op konstruksielyntjie van my katrol. Dis die voorkant van die katrol wat daar gaan lê, en obviously gaan hy nie deur die moer gaan nie, want hy lê in die agterkant van die ding. Dan die grootte hiervan kan ek letterlik oorprojekteer, want julle het mos al klaar die pulley wheel het julle eintlik al klaar geteken. So jy moenie nou weer tyd mors om dit te gaan wil oorteken nie. Hierdie gaan wees 24 mm. So daar's 24. 10, 20, 24 daar. Dit is om die onder ook gemeet. Okay, daai lyntjie gaan nie daar wees nie. Goed, en dan daai lyntjie kan ons uitvee.
Dan wil ons gou gaan en ons wil daai is hy het so 'n steppie wat hier ingaan. Weereens ons het dit klaar in hierdie aansig bepaal. So daai hidden line ingeteken. Dis waar daai diepte gaan wees om die sommetjie uit te werk. Dis 24, dis 15. So 15 van 24 af gee vir my wat? Dis 9 mm. So daai stukkie is 4,5. Ons het dit al gesê dink ek. Daai stukkie gaan ook wees 4,5 mm. Dan het ek hier aan die binnekant, gee hulle nie vir my 'n angle nie, maar hulle sê wel vir my daai binnekant is 6. So nou kan ons gou die som gaan maak. Ek gaan dit gou hier vir julle teken, so. Hierdie een is 4,5. Daar is 4,5. 4,5. Daai stukkie is 6 in die middel. Hierdie is 15 van hier tot daar is 15. So 6 van 15 af gee vir my wat? 9. So wat is die helfte van 9? 4,5. So daai ding gaan letterlik wees 4,5 nog 4,5 6 mm 4,5 4,5. So jy kan letterlik meet 4,5 4,5 4,5 4,5 na het jy hom. OK. Daar is nou maar net 'n stukkie optelling en aftrekking. Goed. Ek gaan die katrol maar gou teken met die pen, want my lood, my pas het dit gejam. Ag, my tekenpotlood. So ek gaan dit gou hiermee teken. Hierso is 4,5. Gaan nog 4,5 my afmeet. En nog 4,5 afmeet. Gaan ek dieselfde aan die onderkant doen. So 4,5 en dan by 9. En hierdie kant 4,5 en 9. Alright. Gaan 'n klein bietjie konstruksielyne gou hier moet insit. Nou gaan julle sê wat is die algemene fout wat die kinders maar altyd met die poelie maak. Want is maar dieselfde beginsels wat ons oor en oor doen. En daai deurtrek baie liggies. Goed. As ek die poelie deursny, verloor ek al daai lyntjies wat daar lê. Al wat julle gaan oorhou op die ou end, en ons het dit al so half geteken hierso, is jy gaan daai buitekant hê en die steppies, so net die buitekant van die poelie gaan ons hou en dan daai steppie. So ek gaan dit gou inteken. Die steppie gaan hierso eindig. Ek net verseker maak ek het hom reg. Daar gaan hy wees in die middel. Daar's 'n lyntjie. En daar sal ook 'n lyntjie aan die onderkant hierso. Dan het ek 'n lyntjie daar. En daar. Onthou, elke korrekte lyntjie is 'n halfpunt op die tekening. Elke lyntjie wat jy trek is 'n halfpunt. Hier en daar is daar iets wat bietjie meer tel, maar is gewoonlik hoe jy hom kan onthou. Die ding gaan nou nie stryd afgaan daar nie. Die buitekant gaan ek hou, so hierdie lyntjie kan jy maar intrek. Daai gaan 'n donker lyn wees. Ek hou mos die buitelyn. En hier was die oorspronklike deel van hierdie poelie wat ek gaan deursny. Dit gaan 'n soliede lyntjie wees daar. Ekskuus julle, daar het ek nou 'n fout gemaak. Goed. Ek gaan die enetjie gou intrek. Hy het daarvan af gekom. Trek hom gou in. En ek hierdie enetjie gou hierso intrek. Daai. Alles deel van my poelie. Daarso. En dieselfde in die bokant. Ek gaan dit net gou so 'n bietjie droog raak daar. Dan moet ons nou mooi kyk. Jy gaan nou hierso 'n klompie weggesteekte lyne nodig hê. Dames, julle moet gou fokus. OK? Dan gaan ons 'n klompie weggesteekte lyne hier hê wat ons gaan nou moet kyk. Onthou,
dat hierdie snit aan die onderkant is wat ons noem 'n aligned section. So omdat daai ding teen 'n angle lê, gaan jy hom teken, daai speek, gaan jy teken asof hy hier onder lê. So die bokant en die onderkant gaan presies dieselfde geteken word. OK, dis baie belangrik dat julle dit snap. As ek kyk hierna, as ek wil weet om dit te teken, hierdie is hoe ek dit vir myself gaan intrek. Ek het die buitelyn eers ingekleur van die pulley. Ek het vir myself gesê as ek hierdie ding deursny, gaan ek daai agterste lyntjies gaan ek sien. So daar moet 'n lyn wees en hier moet 'n lyntjie wees. Alright? Dan daai speke, en dit kan 'n mens maar net sien as jy na die 3D prentjie gaan kyk. Is daai speke hier in die bokant, daai deel gaan ek nou hierso sien. Daar sit daai speek, jy moet maar die hidden line solid maak. So daai lyntjie gaan 'n soliede ding wees daar. En daai hidden lines wat hierso lê, gaan jy ook solid moet maak. So kyk gou, ek gaan net fokus op daai bokant. Ek gaan dit so klein bietjie inzoom vir julle gou. So ek het om julle te help hiermee. Ek teken die buitelyn. Daar is die buitelyn. Net eers die buitelyn van die ding. Want as jy sny, gaan jy altyd die buitelyn hou. Daar gaan hy, dit gaan alles daar wees. OK, selfs as jy nog nie hierdie ding insien nie. Al hierdie lyntjies wat hier lê, gaan hulle bly of wegval. Al daai lyne in die middel van die tekening val weg, want jy sny dit weg op daai katrol, né? Dis die slots van die pulley. As jy hier kyk, as jy hier deursny, dan verloor jy al daai lyne wat daar lê. Hulle val almal weg, né? So dit gaan ons alles uithaal. Ek gaan dit sommer uit Tipp-Ex gou daar. Daai gaan uit, al daai lyntjies daar gaan wegval. En ook hierdie. Ek gaan net die boonste helfte doen. Van die onderkant gaan presies dieselfde lyk. Alright. So jy gaan iets hê wat min of meer so lyk. Daar sou julle gesien het, daar's hidden lines hier. Nou by die hidden lines moet jy nou maar mooi gaan kyk. Dit gaan vir jou hierdie gee. En hierdie is waar ek die middelste deel, hierdie ronde deel, dis waar ek hom gaan deursny. So hier gaan hatching op wees. En daar gaan hatching wees op daai vlak daar. Ek wil net dat daai Tipp-Ex gedroog raak. Hier gaan ook hatching wees. En die onderkant gaan net 'n spieelbeeld wees van wat ek daar. So ek wil hê, neem vir julle 'n fotootjie daarvan gou. Al daai lyne bly, daai lyntjie bly, daai lyntjie bly, daai lyntjie bly. Daai moet ook uitkom. En hy word ook gehatch aan die onderkant. Julle bokant, onderkant lyk presies dieselfde. Daai moet ook uit. Al daai. Kyk, dis hoe jou pulley lyk. As jy hom deursny en jy skuif hom nou net op daai bedryf op, wat gaan wegval op die pulley? Daai lyntjie gaan jy verloor. En jy gaan daai lyntjie verloor. En jy gaan, ons kyk gou hier. Jy gaan dit ook verloor. Daai gaan als wegval. Hoekom? Want die moer en die asie maak dit toe. OK. So ek wil hê teken vir my daai by en onderkant gaan ook so lyk. Julle môre moet ek hierdie tekening van jou kan sien. Klaar geteken, alle senterlyne in. Dis die enigste ding wat ons nou moet byteken. Ek sal vir julle hierdie finale deeltjie sal ek vir julle gaan laai. Vandag nog, ek sal dit sommer in skooltyd gaan doen. En môre moet die tekening 100% klaar wees. Asseblief tog, hoor. Okay. So ek dink hy's lekker straightforward. En van die lyntjies is nou net 'n bietjie lig hierso. En ek sal net daai klaar teken en dan hierdie dele. En dan kan julle hom klaar maak.